fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret, silver wings upon their chest. These are men, America's best. 100 men will test today, but only 3 win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day. Have him win the Green Beret. Kom ons begin hierdie erediens ook in die naam van die Here. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat U baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Op die blaadjie is daar ons eerste lied, dis 'n gebed, die Onse Vader. So kom ons staan, terwyl ons dan die Onse Vader sing. Ekskuus nie, die woorde is op die bord. Die woorde is op die bord. Gij
Kom ons sluit die oë. Vader, wat 'n hartseer moment. Elke keer as ons so na Jan gekyk het ons nooit gedink dat hierdie oomblik gaan aanbreek nie. Ons het gedink, ons gaan vir altyd lewe. Daar was 'n baie moeilike tyd in sy lewe verby, het baie gelei. Dankie Here dat U hom op 'n baie sagte manier kom haal het. Vir Wilna en sy kinders en sy familie, sy vriende wat almal hier is, wat baie hartseer oor hom is. Ons weet Here dat hy baie diep indruk gemaak het op elkeen se lewe, op die samelewing, op die gemeenskap. En ek wil bid Here dat U ook in hierdie tyd met hulle sal wees. Dat hulle sal weet U is hulle krag. U is hulle trooster. U is hulle geneesheer. Ek bid ook vir die klein kindertjies wat oupa vreeslik gemis in hierdie tyd. Ek bid ook Here dat U elkeen se klein troostertjie sal wees. Net sal optel en styf in die bors sal vasdruk. As ons dan ook hierdie uur saam met mekaar gaan deurbring, wil ek bid Here dat ons op 'n baie mooi manier sal afskeid neem van Johan. Dit vra ek in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek staan vanoggend voor jou met baie gemengde gevoelens. Een van die persone wat ek baie vroeg in my lewe leer ken het, was die Sonders familie. Ons kinders was dieselfde ouderdom. En alles het saam begin. Soos die kinders saam groot geword het, het die familie dinge saam met mekaar gedeel. Die een ding wat ek gelukkig nooit gehoor het nie, was die kattekwaad wat hulle aangevang het. Want van die gemeentelede sal my toe kom en sê, weet jy wat jou kinders oor die naweek gedoen het? Dan sê ek wil dit nie weet nie. So Wilna family is ons saam deur die laerskool. En toe breek die hoërskool aan. Die seisoen van die netbalspelers. Ek het nooit gedink dat ek ooit 'n netbalpa sou word, maar ek sê nou vir julle wat volgens hier voor my staan, dis baie erger om 'n netbalpa te wees as 'n rugbypa. Want as jy 'n rugbypa is, kan jy vir jou kind skree op die rugbyveld, "Boeta, gee my elmboog." Ek het een keer probeer waag om dit vir die netbaldogters te skree. Toe kom Johan en hy sit sy arm so om my toe sê vir my, "Ernst, stadig." Wilna family, ons het ongelooflike tye saam gedeel. Die memories is net incredible. Kyk, Gisela het my laat skaterlag in daai klas, laat ek nader my kop verloor het. Maar sy was die joker. Sean was die toegewyde een. Straight and narrow. Maar Gisela was jou willeloodkind. Maar jy is so trots op haar. En op Sean. En op al die familie, al die kinders wat hier is. My tweede opmerking wat ek wil maak, is die valskermsoldate wat hier is. Ook as ek na julle kyk, het ek baie gemengde gevoelens, want ons kom saam met dieselfde era uit. Ons het altyd sulke interne ligte konflikte met mekaar gehad. Want julle was die Parabats, en ek was lid van 32 bataljon. So as ons mekaar ergens waar gekruis het, was daar altyd oor wie's die beste en al daai tipe van goed. Maar ons het goeie vriende geword. Want ons het mekaar geëer en gerespekteer. Die Parabats was die beste van die bestes. Die training wat julle gedoen het, die keuring waartoe julle is net die beste van die bestes. Maar ons 32 manne het ook na ons kant gebring. Ons was ook daar. Ek hou gereeld dienste vir die 32 manne. Hulle gaan een vir een gaan hulle dood. So ek julle Parabat manne wil ek sê baie welkom ook vanoggend hier. Baie dankie ook vir die karakter wat julle bring in hierdie diens. Want ons begrawe 'n groot man. Ons begrawe iemand wat baie spesiaal is. Vir ons se vriende wat hier is. Ook vir julle wil ek sê volgende baie welkom. Want ook julle het 'n baie spesiale pad saam met hom geloop en fantastiese dinge saam met hom gedeel.
Jan Sonders was nie iemand wat jy kon miskyk nie. En dis ook nie iemand wat jy sommer net in die verbygaan genoem het nie. Dis 'n bietjie meer as dit. 'n Baie spesiale mens. So toe ek en hy mekaar ontmoet het, het ons oor rugby sake begin praat. En ek het op RAI geswat. En ek kan altyd die groot rugby wedstryd onthou wat Diggers teen RAI gespeel het. Hulle het vir ons doodgemaak. Kyk, ons het elke keer na elke game het ons so afgestap, want ons gebloei. Want hier was 'n groot Jan Sonders en 'n Kevin de Klerk wat boor ons gehardloop het. So die pad wat ons met Jan Sonders geloop het, kom nie net van vandag nie. Dis 'n lang pad. So terwyl ons aan die hospitaal was, toe het een van die susters daar 'n teks gegee, Deuteronomium 31. En ek en Gisela en Wilna was daar gewees. En ek het gedag dit sou die perfekte teks wees vir vandag. Maar toe ek geklik het wat die samestelling van vanoggend se diens gaan wees, het ek besluit om my tema te verander. En my tema is Psalm 18. Daar's 150 psalms. Die feit dat Psalm 18 in die plekkie is, beteken nie dat dit een van Dawid se eerste psalms was nie. Dit was die tweede laaste psalm wat Dawid geskryf het. Jy kry hierdie psalm in 2 Samuel 22 en 23. Die konteks gaan oor Dawid wat dink oor sy lewe. Dis letterlik sy laaste gedetaileerde psalm wat hy skryf. Net voor dit verwys Dawid na al die kritiese slagvelde waarin hy betrokke was. Onder andere 4 konflikte waarin reuse verslaan was. En in een van die konflikte het Dawid op die grond beland omdat hy moeg geword het en die reuse naam word genoem, staan bo Dawid op die punt om hom dood te maak. En toe kom een van Dawid se vriende van die kant af en hy maak die reus dood. Dawid moes by daai moment eintlik gesterf het. En toe Dawid daar opstaan, toe sê sy soldate vir hom, U is die lig van Israel. U mag nie sterf nie. So sy spesmagte en sy soldaat-vriende het hom van daardie oomblik af verbied om enigstens weer betrokke te raak in enige konflikstryd. Want Dawid was die lig vir die volk. En hulle het geweet, as Dawid sterf, dan sterf die lig van Israel. Jan Sonders was so 'n lig gewees. En ons het geveg oor die lewe van Jan Sonders. Want Jan Sonders mag nie gesterf het nie. Maar hy het. So Psalm 18 gaan ek met jou kortliks deel as die laaste nagedagtenis wat Dawid oor sy lewe skryf, maar ook oor Jan Sonders. So die konteks is 'n militêre konteks. So Psalm 18 gaan oor the warrior king and the warrior God. Die verhouding tussen Dawid en God was hierdie verhouding gewees. Warrior God and warrior king. Dawid moes al die veldslae namens die Here moes hy doen. Daarom gaan die hele konteks oor the warrior God and the warrior king. As Dawid dink oor the warrior God, ons skryf in Psalm 18, ek het U baie lief, Here, my sterkte. As hy dink oor die pad wat hy met die Here geloop het, die jare wat hy saam met hom was, op 17-jarige leeftyd het hy sy eerste oorwinning behaal. Dawid sou baie jaar oud word. Hy het 'n geweldige vol lewe gehad. Hy het veldslae gehad, hy's getroud, hy was 'n sanger, hy was 'n digter, hy was 'n pa gewees. Hy moes veldslae belewe. Sy eie seun het teen hom in opstand gekom. Een van sy dogters is verkragt gewees. Die Here het 'n baie sterk oordeel op stadium oor hom uitgespreek. As ons na Dawid kyk, is dit 'n eenvoudige individu wat vol gelewe het. As hy oor God dink, dan sê hy, ek het U baie lief, o God. Hy kon aan die einde van sy lewe sinies gewees het.
Hy kon bitter gewees het. Hy kon verskillende tipe van emosies beleef het. Maar wat hy beleef is een woord. Ek het U lief. Johan Sonders is aan die einde van sy lewe met 'n rolstoel ingestoot. Hy het op daai punt het hy gesit. Tot aan die einde van sy lewe wou Johan Sonders in die kerk wees. Hy wou gemeenskap gehad het met die mense. Hy wou na die musiek geluister het. Hy wou deel gewees het van die fellowship. Johan kon gesê het, ek is te moeg, ek is te seer, ek het te veel pyn, ek kan nie aan die aandag van die mense wat hulle my gee vat nie, maar dis nie wat hy gedoen het nie. So het sy vriend hom elke keer uitgelaai, op die rolstoel, ingestoot, in die voorkom sit. Hoekom wou Johan Sonders hier wees? Omdat hy 'n hart vir die Here gehad het. En meermaal het ons baie diep gesprekke gehad, wat Johan ook uiteindelik sy oortuiging vir my gegee het, geshare het. Julle wat vanoggend hier voor my sit, kan een ding verseker weet. Hy was 'n kind van die Here, hy het God gerespekteer, hy het Christus geken, en het 'n baie sterk Christelike oortuiging gehad. So sterk man as wat hy was, so onrukbaar sterk, was sy geloof. Ek het U baie lief, o Here. Nou begin hy verskillende beelde te gebruik, om God te beskryf. So as jy oor God dink, is dit nie net een woord wat jy kan gebruik nie, daar's 'n reeks van beelde wat by hom opkom. Die Here is my rots. So dis eers 'n baie groot beeld. Die Here is my rots. So die hele omgewing waarin Dawid geleef het, het bestaan uit bergreekse en op rotse. En baie van die veldslae het plaasgevind op 'n rots. So Dawid het geweet as ek bo op hierdie rots staan, moet die vyand van onder af kom en hulle kan my nie oorwin nie. Elke keer as hy op 'n rots gestaan het in enige vorm van konflik, was Dawid sterk en solied. Die Here is my skuilplek. Hier verwys hy na grotte. So hy praat nie net van rotse nie, hy praat van grotte. So meermale moes Dawid vlug, en waar kruip hy weg vir die vyand? In 'n rots. Totdat die gevaar verby is, dan het Dawid uitgekom. Op 'n stadium het Saul in een van die grotte weggekruip, en Dawid het dieper in die grot afgegaan. En toe Saul in die slaap geraak het, het Dawid uitgekom en 'n stukkie van sy kleed afgesny. Wat 'n ongelooflike dapper mens. Hy is my skuilplek. Hy is my skild. Hier verwys hy na die wapenskild. So meermale sou hulle met pyl op Dawid afskiet, of met 'n swaard na hom kap, en al wat Dawid gebruik het. Hy is my skild. Hy is my sterk verlosser. Hy is my veilige vesting. So as Dawid oor God praat, dan sê God was my stabiliteit. Johan Sonders, God was sy stabiliteit. Wilna, family. In hierdie tyd waar julle diep seer gekry het, het julle teruggekeer na julle anker. Dis waar julle vasgehou het. Ons het geleef, ons het gependel tussen hoop en wanhoop. Dan kry jy die boodskap, Johannes beter, dan is ons bly. Dan kry jy sy boodskap, hy is opgeneem, wanhoop. En dan bring ons daar by hom deur. Partykeer was hy in sedasie, kon nie regtig op praat nie, maar Jan was daar. Ons kom Jan praat, ons kom hom share. Waarvoor ek julle wil komplimenteer in hierdie tyd, is dat ook julle vasgestaan het. Dat ook julle anker gehad het. Ook 'n rots. Die gesprekke wat ons mekaar gehad het, was geestelike gesprekke. Was nie sommer net gesprekke nie. Elke keer as ek vir Jan gelees het, het hy sy oë oopgemaak. Keer die ewige lewe, sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal jou uit my hand uitdruk nie. Niemand sal jou die Vader van my hand uitdruk nie. Ek en die Vader is een. Vat my hand, dan gee my so 'n drukkie, met die klein bietjie krag wat oor is. Gee my 'n drukkie. Ander keer weer.
En jy is vir my Vader se baie woonplek. Ek gaan vir jou plek gereed te maak. As jou plek regs kom, haal ek jou, sodat jy kan weet waar ek is. Dan druk jy my hand. Ek is in my hart diep oortuig daarvan, dat in hierdie tyd, in stilte, Johan absoluut vasgestaan het op een anker, die anker van sy geloof. Dis uiteindelik wat Dawid doen as hy dink oor sy lewe. Dan besef hy het baie vriende gehad, daar was baie mense rondom hom, hy het soldate gehad, hy het generaals gehad, maar hy het een anker gehad. En daai een anker uiteindelik was die Here. Julle gaan ook vorentoe beweeg. Baie mense rondom julle, baie vriende, maar julle het een anker. En julle gaan uiteindelik ook aan die einde van julle lewe kom, soos Dawid spontaan sê, God is awesome. Wat 'n voorreg om hom te ken. Pad saam met hom te loop. So ek wil julle saamstuur met dieselfde anker wat Dawid gehad het, wat Johan gehad het, wil ek julle ook vorentoe stuur. In die tweede deel van die Psalm skakel Dawid oor. So die eerste gedeelte gaan oor the warrior king, the warrior God. Nou praat hy oor die slagvelde. En die slagvelde wil ek net vir 'n oomblik klem lê. Hy praat van 3 goed. Hy praat van sy slagvelde teen die reuse. Hy praat van sy slagvelde teen rowerbendes en hy praat van hoë mure. So Dawid moes uiteindelik in sy lewe moes hy veg teen reuse. Maar as hulle stad ingeneem het, moes hulle met leertjies opklim tot bo op die muur en dan oor die muur spring. En die ander ene was wat ons noem rowerbendes. Nou sê Dawid, met u krag het ek bendestorm geloop, reuse verslaan, oor mure gespring. Ek kom terug by Johan Sonders. Johan Sonders in sy lewe, reuse gehad, mure, rowerbendes. Hy moes daar oorkom. Elke keer was daar 'n krisis in sy lewe, was daar konflik. En wat het Johan gedoen? Elke keer oorwinnend uitgekom. Baie spesiaal. Ook vir die hele wag op pad vorentoe. Rowers, mure, bendes, reuse. Ek glo ook oortuig en ek is oortuig daarvan dat ook die Here vir julle die krag sal gee om in hierdie tyd ook oor mure te spring, rowerbendes te oorwin en oorwinnend vorentoe te leef. Kom by die laaste kerngedeelte. Die laaste kerngedeelte praat Dawid oor sy skillset. In die skillset sê hy, God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy praat van sy gordel. En in die gordel sê hy, die Here is my krag. Hy praat oor sy voete, hoor mooi wat hy sê oor sy voete. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Bo plekke laat hy my veilig loop. Hy praat oor sy hande. Hy leer my hande om oorlog te maak. Hy praat oor sy arms. My arms om selfs die stramste boog te span. Gee die Here. Dawid se krag het van die Here gekom. Sy skillset het van die Here gekom. Johan Sonders was 'n besonder begaafde mens gewees. Hy het meer as 'n talent gehad. Hy het meer as 'n skillset gehad. Ek kyk na julle wat hier voor my sit. Elkeen van julle het 'n deel van sy skillset. Julle is uiters bekwame mense. Julle is uiters suksesvol. Dieselfde skillset as wat Dawid gehad het. Die skillset wat by julle pappa was en by julle mamma. Daai skillset sit in julle. Dawid was die mees suksesvolste koning van sy tyd. Omdat hy sy skillset gebruik het wat die Here vir hom gegee het. Wil kyk na die 3 kinders. Ek is skieurig gereeld pad vorentoe. Ek weet dat julle dit reeds gemaak het. Maar julle is op pad vorentoe. As julle terugkyk na julle lewens en julle sien hoe suksesvol julle gaan wees, dan weet julle soos wat die Here vir Dawid bekwaam gemaak het, julle ook julle bekwaamhede, spesiale bekwaamhede, ook van die Here gekry het. Ek gaan aan op hierdie punt. In hierdie bekwaamhede gaan ook deurloop deur julle kinders. Daarom moet julle baie mooi verstaan wat vanoggend hier gebeur. Gaan oor Dawid en sy God, gaan oor Johan Sonders, gaan oor Johan Sonders se kinders en Johan Sonders se kleinkinders. Voor my sit 'n talentvolle familie.
'n uiters loyale mamma. Wilna, jou toewyding in hierdie tyd was ongelooflik. Jy was elke keer was jy daar. Kom ek by die hospitaal, dan jy daar. Ry ek, dan jy daar. Dan vra ek soms vir jou, hoe laat was jy vanoggend hier? En sê ek was vroegoggend hier. Dis 'n spirit en 'n gees van gee en toewyding en sacrifice wat baie min mense het. Jy was in hierdie tyd sterk geweest, het in hierdie tyd kop gehou. Ja, jy het vriende gehad wat jou bygestaan het, maar uiteindelik Wilna, as alles stil geword het, was dit Wilna en Wilna alleen. Jy kon gekrik het, jy kon ingegee het, maar diep binne in jou is daar 'n spirit wat bitter sterk is. Wilna, Dawid was special. Maar wat Dawid special gemaak het, was nie net sy skillset nie, was sy spirit. Dawid het soveel teenstand beleef en hy het nie geknak nie. Hy tree af as 'n koning op sy ou dag. Ons skryf die mooiste psalm. Psalm 18. Dis daai spirit wat jy vorentoe gaan vat, wat vir jou nuwe drome gaan gee, 'n nuwe visie, 'n nuwe pad. Die gees van Dawid het nie net in Jan Sonders geleef nie. Die gees van Dawid leef in sy 3 kinders, sy kleinkinders en in jou. Daarom praat ons van the warrior God and the warrior king. Ons is nie bang vir mure nie. Ons is nie bang vir reëse nie. Ons is nie bang vir rowerbendes nie. Ja, ons sal knak. Ja, ons sal val. Ons sal by die dood omdraai. Ons sal opstaan en seëvierend lewe. Ek kom by die laaste gedeelte. As Dawid uiteindelik sy hele Psalm 18 skryf, dan vra hy 'n vraag en die vraag wat hy vra is: waarlik, wie anders as die Here is God? Waarlik, wie anders as die Here is God? Wie anders as ons God is 'n rots? So hy vra die vraag: wie anders as die Here is God? Jan Sonders sou dit ook gesê het. Wie anders as die Here is my Here? Daarom kom ek by my laaste opmerking. Julle is 'n familie wat op vaste gronds gebou is. Julle fondamente is solied. Julle is vas. Julle gaan ook aan die einde van julle lewe besef, wie anders as die Here is ons God. Wat vanoggend hier plaasvind, is nie net 'n troostboodskap nie, maar 'n verklaring van wie julle is en die basis en fundament waarop julle staan. Soos Dawid volkome oorwinnend geleef het, leef hy selfde gees in julle. Want God, ons rots, is ook julle God en julle Here. Kinders, praat met die 3 kinders. Ek hoop nie ons pad eindig hier nie. Ek sou julle baie graag vorentoe weer wil sien. Sondag gaan probeer om 'n draaidag te maak by jou plekkie, as ons daar gaan kom kuier. Jy bly te ver. Maar ons sal kontak hou. Gisela, ek sal vir jou lemoene eet, jy kan maar stuur hoor. Julle lê my baie na in die hart. Julle is baie spesiaal. Die Endres en Sonders familie het 'n pad saamgeloop. En daai pad mag nie vandag eindig nie. My gebed vir julle is soos Dawid 'n warrior was tot aan die einde van sy lewe, ook julle warriors sal wees tot aan die einde van julle lewe. Want die gees van Jan Sonders leef voort deur julle. Amen. Vader, baie dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil word in u teenwoordigheid. En soos wat Dawid 'n eenvoudige belydenis gemaak het, ek het U waarlik lief, o Here. Dat elkeen van ons maar ook op hierdie stadium se terugkyk op ons lewens en besef dat die Here met elkeen van ons 'n unieke pad geloop het. Dat ons uiteindelik soos Dawid maar net een woordjie kan sê:
ons het die waarlik lief, o Here. En as ons terugkyk oor ons lewens, dan besef ons, hy was ons rots, hy was ons skuiling, hy was ons swaard, hy was ons skuld. As ons terugkyk op ons lewens, dan weet ons het inderdaad in ons lewens reuse verslaan, oor hoë mure gespring, rowerbendes aangeval. As ons terugkyk op ons lewens saam met Johan, dan weet ons, Here, dat U vir ons spesiale bekwaamhede gegee het, om oorwindend te kan lewe. Daarom staan ons ook in hierdie oomblikke terug met een opmerking. Wie anders as die Here is ons God. Dankie Vader vir die rus wat Johan beleef in hierdie oomblikke. Dat hy veilig is by die Vaderhuis. Dat hy vir hom 'n feesmaal voorberei het. Dat hy hom ontvang soos 'n eregas. Baie dankie Vader dat hy in hierdie oomblik hom oorlaai met U hartlikheid en met U liefde. En dat Johan kan terugsit, rondom hom kan kyk, alles kan waarneem en indrink. En weet, ek is uiteindelik tuis by die Vaderhuis, by my Here. Ek bid vir die familie, ek bid vir die kinders. Ek vra ook Here dat hulle in die voetspore van 'n pappa sal volg, wat ook baie sterk was. Dat hy vir hulle die krag, die troos sal gee ook in hierdie tyd. Ons bid vir Wilna. Bid ook Here dat hy ook 'n pad met haar sal loop vorentoe. En ook tree vir tree alles vir haar sal wys, wat ook in die toekoms op haar wag. Ons bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Ons gaan nou na Hildeblyk luister van Sean. En dan na die Hildeblyk gaan ons na 'n slideshow kyk. En na die slideshow skakel ons dan oor na ons Kersseremonie. Dad. Dankie vir alles. Ek staan nie net hier so vanoggend en praat om met myself nie, maar ons hele gesin en familie hier so. Ons het so baie geleer by jou, wat ons altyd sal vorentoe vat. Dankie vir al die goeie tye. Ek is jammer jy moes die laaste 7 maande deurgegaan het wat jy gedoen het. Maar weet net, ons was altyd lief vir jou. Ons was altyd daar vir jou. Ons was altyd gebid vir jou. Dankie vir die rolmodel wat jy was. Dinge wat goeie tye was, wat ons altyd maak lag het. Maar waar jy ons altyd beskerm het ook. Dinge wat 'n mens later uitvind, wat hy eintlik probeer doen het, net om ons as kinders te beskerm. Ek het altyd geweet, as my pa gepraat het hy gepraat oor dinge, en jy kan maar geweet het, dis iets wat jy na kan luister. Hy was ook baie keer so, as hy baie keer gepraat het ons as kinders ook geluister. Ek gaan al jou oproep mis in die oggende, as ek werk toe ry. En ons kom praat oor alles wat ons bou. Dit gaan definitief 'n leemte in ons lewens wees, waar ons weet ons gaan jou mis. My pa het altyd so ding, as ons gekuier het, as 'n familie en saam met vriende, het hy so 'n ou dansie gehad, wat hy sy hande geklap het. Ons gaan dit mis, maar ons sal dit voortvat en dit altyd onthou. Daar was 'n horlosie in my pa se huis, wat ek het dit nou eintlik raak gesien, en ek voel dit is 'n ding wat 'n mens altyd in gedagte moet hou, waar die horlosie agter sê, don't count the hours, make the hours count. En dit is wie my pa was. Hy het nooit stil gesit nie, hy het altyd uitgegaan en iets probeer doen. Altyd ons draai te entertain,
daar waar hy was vir sy kleinkinders, altyd gestaan en gesê, kom laat oupa jou help. Oupa het stories vertel, en hy het altyd tyd gemaak vir hulle. Dad, ons gaan jou mis, tot ek jou weer sien. Ek is baie lief vir jou. Ek gaan ook sommer gou die geleentheid gebruik om net 'n paar bedankings te doen. Eerstens, baie dankie vir almal van julle wat hierso was. Vandag, vir al die mense wat van ver af gekom het, ons as familie waardeer dit opreg. En dan die parabats van my paale, dankie vir julle manne wat hierso is vandag. My pa sal dit ook opreg waardeer het. Dan natuurlik NG Kerk Wonderpark, dankie vir julle wat alles so mooi gemaak het en alles vir ons reg gekry het en seker gemaak het. Dan iemand baie spesiaal na ons hart, Dominee Endries. Baie dankie, nie net vir die preek vandag nie, maar dat jy elke oomblik daar was vir my ma. As jy opgedaag het en my ma altyd geloop en sy gesê, Dominee was daar en sy voel sommer weer verlig. Dankie daarvoor, dat jy net daar so was vir ons hier by die kerk vandag, maar ook daar vir my ma, elke oomblik. Dan Lise, dankie vir jou vir al die reëlings hier by die begrafnis ook. Ons waardeer dit ook opreg daarvoor. Dan in die afwesigheid van die hospitaal Eugene Marais en al hulle mediese personeel, as ook die rehab, wil ons ook net vir hulle sê, baie dankie vir wat hulle gedoen het my pa. Jy weet, die kere wat ek afgekom het, ek altyd hospitaal toe gegaan en hulle was altyd bereid gewees om laat ek inkom op enige tyd, omdat hy weet ek kom van ver af en al die dinge dat hulle ons altyd geakkommodeer het. Dan iemand ongelooflik wat al 15 jaar saam my pa pad stap, Dr. Benson. Baie dankie wat jy alles gedoen het vir my ma en vir my pa. Dit was naderhand so dat my ma hom kon enige tyd geskakel het, hy het sy foon geantwoord en hy kon my ma gehelp het. Baie dankie vir alles wat jy gedoen het vir my ma en my pa. Jan, vir jou ook, dat jy altyd daar was, my ma geondersteun het, sy kon jou WhatsApp gestuur het en jy het altyd gereply en dan net beter laat voel. Dan aan ons naaste familie en vriende hierso wat ook my ma verskriklik ondersteun het. Vir my was dit maar moeilik geweest met my sissies wat bietjie verder gebly het, waar altyd hier was, al die besoektye, die WhatsApps, die oproepe, net om te kyk of my ma alright was. Ons waardeer dit ook opreg, baie dankie. Nou my pa het altyd geglo, hy het nooit gesê hy het 'n skoonseun of 'n skoondogter gehad nie. Skoonseuns, hy het altyd gesê dis sy seun, sy seuns en sy dogter. En ek staan hier so om ook dankie te sê vir julle, wat ons bygestaan het deur hierdie tyd. En altyd al was vir ons, in Paul se afwesigheid, ook dankie vir hom sê, dat hy daar was vir Vanessa ook. Gisela, Vanessa, dankie vir julle ook, wat ook altyd inloer op ma, en hoor as ma okay, wat kan ek doen, hoe kan ek help? Selfs as julle my partykeer bel en by my hoor, is jy alright. Ons waardeer dit regtig, dat julle ook altyd daar was vir ma en pa. Dan laastens, ma, ons saam baie lief vir ma. Dankie dat ma saam met pa was vir hierdie 40 jaar. En pa is ongelooflik trots om te sê, ma is sy vrou. Dankie dat jy deur al hierdie moeilike tye nog steeds sterk gestaan het, soos Dominee gesê het. Maak nie saak wat nie, het jou kop altyd opgetel en dit was nie maklik nie. Dankie dat jy daar was vir ons pa. Ons waardeer dit regtig en ons is almal baie lief vir jou. Dankie julle, dit is al. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean.
Friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar, laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether, we'll always be together, it's true. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. And sometimes I feel like my heart's gonna burst at the seams. And sometimes I think it's just love that we want, oh indeed. And sometimes I feel like I'm leaving too much in my dreams. And sometimes, oh Lord, let it be. Let me be whole. How you feel like I'm feeling, searching for the meaning of it all. I spend all my days trying to make some sense of it all. The ocean and the seas and the wind-blown trees are changing. And your love for me is all I need to keep believing. And the angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and Lord. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Oh, please. Only me. Only me. Ons kom by ons laaste seremonie wat ons gaan groet en afskeid neem. Hier's 2 kersbakke. Hierdie een hier is vir die familie bedoel en daai kant is vir die vriende bedoel. Die hele gedagte is dat jy vorentoe kom, 'n kers vat, die wat vrymoedigheid het. Kers in brand steek, daar in die sandbak sit, rustig oorstap na hierdie kant toe en kom groet en afskeid neem. Ek vertel eers die storie van die 4 kerse. 4 kerse kom in 'n kamer bymekaar en 3 van hulle is baie hartseer. Die eerste kers is die kers van geloof. Die wêreld daar buite glo nie meer nie. Hulle het my nie nodig nie, toe gaan daai kersie dood. Die tweede en sê is die kers van liefde. Daar's soveel haat daar buite.
Die wêreld het my ook nie nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. Die derde en sê kers van vrede. Daar's soveel stryd en bekleierery daar buite, die wêreld het my ook nie nodig nie, toe gaan sy vlammetjie dood. 'n Klein seentjie kom in 'n hardloop en hy sien hierdie 3 kersse op die brand nie, en hy is ontsteld. Hy sê, julle moet brand, hoekom brand julle nie? En so kom die 3 kersse wat nie brand, en elkeen vertel weer sy storie oor hoekom hy brand nie. En ek kyk na die 4de kers wat brand. En ek vra vir die kers, maar wie is jy? Hy sê, ek is die kers van hoop. En solank as wat ek brand, kan ek die ander 3 kersse weer in die brand steek. En so vat die seentjie toe die kers van hoop. En die steek die kers van geloof, vrede en liefde weer in die brand. Jy sien, jy kan jou geloof verloor, jou liefde, jou vrede, maar wat jy nooit mag verloor, is jou hoop. Watter hoop? Die hoop, dat ons Jan Sonders vorentoe weer gaan sien. So die kers wat jy vanoggend in die brand gaan steek, in die sandbank gaan kom sit, gaan jy sê, hierdie is my kers van hoop. Jan Sonders, ons gaan jou vorentoe verseker weer sien. Familie, hier is julle sandbak hierdie kant, en dan vir die res van die vriendekring, die wat vrymoedigheid het, julle kan na hierdie kant toe kom. Baie dankie. Baie dankie, die res van die gehoor kan kom, jy is baie welkom. Baie dankie, jy kan vorentoe kom.
waar hulle briefies lees. Ja. Ek kan as alles verby is, so dan doen ons dit.
Wat van jou? Mooi. Van die ou. Hulle kan saam vorentoe kom. Die kerse van hoop brand. Hoor nou hoe klink die stemme van hoop as hulle vir oupa iets gaan lees. Thank you, you can read. For Opie, he lived a happy life. He shines so bright, and in my life, he was kind to me. He was a mixture of all to me. He was so brave when hope seemed lost. So therefore, I thank him for his. I thank him for his love. Kom ons gee hom 'n hande klap. My Opa, you don't so oulik. Ek wil voorlees. My oupa Johan, ek mis oupa al klaar die meeste. Oupa het my altyd onderste bo gedraai en met my gespeel. Ek gaan oupa baie mis. Ek is baie lief vir oupa van Mianke. Dankie dat oupa in my lewe was. Ek gaan oupa baie mis. Oupa het altyd my gekielie en my ribbetjies getel. Ek sal dit nooit vergeet nie. Liewe oupa van Milanay.
Dankie dat oupa in my hart is. Oupa het my altyd van die army geleer en ek gaan ons geselsies mis. Ek wens daar was nog tyd oor gewees dat oupa nog die army vir my kon wys. Ek sal oupa nooit vergeet nie en gaan oupa baie mis, liever oupa Jandro. I love you, oupa. Ek en oupa het altyd baie lekker gespeel en grappies gemaak. Liefde Mika. Die kerse van hoop brand. Baie dinge in jou lewe kan sterf. Die vlam van hoop moet bly brand. Dit wat ons gehoor in die getuienisse van die kinders. Baie liewe oupa, baie spesiaal. Kom ons staan en sluit af met die oorwinningslied. Die Here beloof in hierdie tyd om stadig voor julle uit te stap en julle nuwe toekoms in te lei. Hy beloof om agter julle te wees en julle te beskerm teen gevare wat julle nie kan sien nie. Die Here beloof om langs jou te wees as jou beste vriend, wat jou verstaan, wat jou begryp, wat jou trane afvee, die pad saam met jou loop. Die Here beloof om in jou te wees en die vlam van hoop elke dag sterk te laat bly brand. En die Here beloof om onder en bo jou te wees en jou te dra in tye wanneer jy nie kan loop nie. So sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie, ek kan net weer vir 'n oomblik sit. Dan vra ek vir die kusdraers om asseblief vorentoe te kom. Ons gaan nou uitbeweeg na die lijkswaar toe, wat ek vir ou laaste die formulier gaan doen en dan ook dan die laaste eerbewys. Kom ons staan.
Kom ons luister ook vir ou laas na die formulier. Wat hier gebeur is net 'n groet. 'n Tot weer sien. Die vlam van hoop bly brand. Ons weet dis nie die einde nie. Geliefdes, ons hemelse Vader het so beskik dat Johan Derrick Sonders deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel Johan se dood 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy krag en met sy liefde sal bystaan, en ook verder met elkeen van ons sal gaan. Kom ons wou op die woorde van Jesus toe hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterwe. Daarom kan ons ook in hierdie tyd saam met Jesus sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. In hierdie tyd kan ons saam met Paulus bely, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot sy eer. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kom ons vat hande, dan doen ek 'n laaste gebed vir ons. Vader, so seker as dat ons hierdie kus hier sien, so seker weet ons dat aan die einde van die tye, wanneer U weer kom, ons elkeen gaan opstaan met 'n nuwe verheerlikte liggaam. Die dag van die wederkoms, U verskyning, die dag van die groot weersien, die dag van die reunie, die dag wanneer ons by mekaar gaan wees, om nooit weer afskeid te neem nie. Die dag waar daar geen dood, geen pyn, geen lyding, geen afskeid meer gaan wees nie. Tot dan, Here, laat die vlam van hoop sterker elke dag in ons bly brand. Dit bid ons in die naam van Christus alleen. Amen.